In ons bestudering van die gedeeltes, sekere gedeeltes vanuit Johannes 14 tot 16, maak ons volgens ons Bybels oop by Johannes hoofstuk 15. Johannes hoofstuk 15. Ons gaan saam lees vanaf die eerste vers, baie bekende gedeelte, waar Jesus met 'n beeld iets illustreer van die werk van die Heilige Gees. Ek lees vanaf vers 1. Ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle sal reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog. En hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand. As julle in my bly, en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Soos die Vader my liefgehad het, het ek julle ook liefgehad. Bly in hierdie liefde van my. Ek herhaal vers 1. Ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, wanneer die Here Jesus met sy onderwysing voortgaan, verduidelik hy iets van die innigheid van God se verhouding met sy kinders. Nikodemus, waarby ons gister ook 'n opmerking oor gehad het, moes hoor dat God jou nuut maak met 'n geboorte, jou 'n lewe gee. Ons het gehoor dat die prediking van Petrus so duidelik die harte binnendring dat daar lewe is. Dit gee vir ons 'n karaktereienskap wat die Heilige Gees toon, en Jesus illustreer dit by die volgende gedeelte, en ek wil ook verwys na 'n klein bietjie vroeër in die teks, in Johannes 14, vers 21, ons het dit gister gelees, ek herhaal net daardie vers. Wie my gebooie het en die bewaar, is hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. Luister na die woorde, Vader, ek, Jesus, Vader en Jesus, die drie enige God besig. Vader, Seun, en natuurlik gaan dit oor die werk van die Gees ook. Wie my gebooie het, en die bewaar, dit is hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. Neem daardie 21ste vers van hoofstuk 14 as agtergrondteks. Hierdie gedeeltes loop aan een, en ons moet dit as een boodskap verwoord, want net na daardie vers is heelwat gesê oor die innige verhouding wat die Here met ons het, en waar sy wet in pas. Ons kom by die heiligmakende proses, en dis wat ons vandag by stil staan. Wanneer die Here Jesus die karakter van 'n wingerd gebruik, wil hy die karakter van 'n wingerd gebruik, want 'n wingerd word altyd aan gewerk. Jy kan ook die teks in Jeremia 18 in die gedagtes hou. Pottebakker, klei, hervorming.
Wanneer die Here met ons besig raak, hy begin met ons op 'n baie spesifieke plek. Hy kry ons in ons toestand van verlorenheid. Dis waar die Here met elkeen begin. Ons het geen vermoë om lewe te kan toon nie. En wanneer die almagtige, barmhartige God, en dis hoekom hy almagtig genoem word, want niks kan hom keer nie. Barmhartig oor hy sien wat is nodig, en God oor hy weet, hy is in beheer. Oor die almagtige, barmhartige God betrokke raak by die mens, met 'n lewendmakende gees, kom hy soos 'n landbouer, soos Jesus hier sê, ek is die ware wynstok, my Vader is die landbouer. Christus kom gee sy karakter, in die werk wat die Gees moet kom doen, en die landbouer, die Vader, wat sy arbeidstaak is, in lewenskepping. Gaan na Genesis 1. Die Bybel maak oop, en daar staan, en die aarde was woes en leeg, en daar was niks, wat sinvol, bewoonbaar, leefbaar was nie. En God sê, laat daar lig wees, en daar is lig, en hy gee 'n skeiding tussen donker en lig. En hy sê, laat die waters van bo en die waters van onder van mekaar geskei wees. Laat hy die aarde, die droë grond en die water ook skei. Nou begin hy sit hemelliggame aan die hemel. Hy sit ligte wat tye aandui aan die hemel. Hy gee plante op hierdie aarde waar daar droë grond is. En dan gee hy lewe. En wanneer hy die mens plaas op 'n bepaalde plek, sê hy, hier in Eden is vir julle 'n tuin. En hy gee vir hulle 'n leefplek, perfek, gereed, en 'n plek waar ek asem kan haal, man en vrou. Na die beeld van God geskape, daar is die beginpunt. Na die beeld van God geskape, 'n ruimte, 'n plek, 'n doel om God te verheerlik. Wat kan verkeerd gaan? Dan lees ons Genesis 3 en ons sien wat het verkeerd gegaan. Die mens verruil die utopia van God se teenwoordigheid, God se almag en God se totale voorsienigheid vir 'n gebroke lewe in sonde. En die gefalle toestand van die mens oorheers. Dis waar Jesus ons kom kry. By die stikkende plek. By die plek van gebrokenheid. By die plek van my lewe maak eintlik nie sin soos dit is nie. En dan hoor ons die troostwoorde wat Jesus deel. Ek is die ware wynstok. My Vader, die landbouer. En dan is daar 'n snoeisker wat die Vader benut. En 'n snoeisker wat so kundig aangewend word, sodat jy wat in die wynstok ingeplant is, lewe kan kry en groei kan beleef. Die beginsel van lewe skep lê nie by 'n mens nie. Ons plant self ons plante in die grond en ons gee hulle water en hulle vrek. Partykeer moet ons maar bes gee en sê ons kon hulle nie gang hou nie. Of die winter kom soos nou en die nagte is net te koud. Dis net te koud en die ryp kom en die blare verdorm verdroog want lewe is weggeneem. En ons moet maar wag vir 'n lente om te sien of iets weer uitloop as dit nog kan. Maar lewe lê nie in ons hande nie. Ons probeer dit bewaar en ons sien hoe gebroken ons probeerslag is. Ons probeerslag is eintlik baie oneffektief. Ons kan nie elke proses daarvan beheer nie.
Wanneer die Gees van God as lewendmakend, heiligmakend en toerustend funksioneer, dan sien ons hoe die Here sy Gees kragtig gebruik in die lewe van 'n mens. Eerstens, kom gee hy die lewe en plant jou. Hy ent jou eintlik in, want jy kan jouself nie lewe gee nie. Hy kom sit jou op 'n wynstok wat reeds bestaan. En hy maak jou 'n loot wat die beste druif kan dra. Die potensiaal vir jou vrug dra is fenomenaal groot. Want God het dit gedoen. En die las wat jy moet dra in hierdie lewe is maar lig, want hy gee vir jou klaar die beste plek om dit te doen. Maar die seisoene sal kom en gaan. Weersomstandighede sal dreig. En die grootste troos van dit alles is, dat die Vader die landbouer is. Sy seun gee vir ons lewensasem, en die Vader kyk na ons groeiproses. En hy doen dit deur sy Gees se werk. Vers 2 sê, elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. Elke loot wat in my, in Christus, nie vrug dra nie, neem hy weg. Elke seisoen, soos ons deur die wingerd in die Weskaap of in die Noord-Kaap of waar ons ook na die wingerde gaan kyk, selfs hier nie ver van ons af nie, is ook wingerde. As ons deur die wingerd sou stap en ons sien, daar's 'n klomp mense wat besig is om die wingerd te snoei. Wat is hulle besig om te doen? Hulle kyk wat 'n lote is dood. Hulle kyk waar het groei gestaak en hulle sny dit af. Of hulle kyk waar is groei nie effektief nie en hulle sny dit korter. Hulle snoei dit terug. En hulle gee dit die volle potensiaal vir die seisoen wat kom om te groei en maksimaal, ja, dis eintlik die doel, maksimaal vrug te dra. Maar ons sien die sny is 'n pynlike proses. Want partykeer dink ons maar, hoekom sny ons so baie weg? Hoekom moet ons so baie laat gaan? Dat sommige goed net nie meer lyk of dit daar is nie. Die praktyk wys vir ons dat die kerk van Jesus Christus deur baie snoeiprosesse gaan. Die kerk van Jesus Christus beleef seisoene van snoeiwerk telke male. Ons sien leierskap groei tot op 'n punt. Ons neem 'n gemeente se geskiedenis en ons praat bietjie oor die goeie ou dae, dan sit partykeer tot 20 jaar terug. En ons vra maar, wat het dit so goed gemaak? En maak nie saak in watter gemeente u kom nie, as iemand praat oor die goeie dae, dan is dit 'n persoon, 'n groep van persone, 'n bepaalde blydskap, 'n bepaalde vreugde, 'n bepaalde gebeurtenis, 'n bepaalde deel van 'n seisoen, het sy lente of somer of herfs of selfs winter. En dit herinner ons aan iets moois. En elke gemeente stoei met die donker tye. So en so het gesterf. Ons moes hulle groet. Daardie jaar toe almal so skielik siek geword het. En ek haar moes groet. Ek hom moes groet. Ek hom moes groet. En dit het vir my gelyk. Ons sal nie meer kan aangaan nie. Het die Here kom snoei? Het hy kom wegvat waar daar nie meer vrug gedra was nie, sodat nuwe vrug gedra kan word? Was daar dele wat begin doodgaan het? Van die hartseerste gebeure is die dood.
baie naby daaraan is die lidmate wat verhuis. Selfs hulle wat sê, ons wil nie meer hier wees nie. Ons wil glad nie meer hier wees nie. En ons moet afkondig, hulle sê lidmaatskap op. Of hulle verhuis na die en die dorp, om daar te gaan inskakel. En ons voel hoe skeer takke van ons af. Ons voel hoe stukke van ons weggebreek word. Ons vra, is ons nog lewensvatbaar om te kan lewe? Geliefdes, die gemeentegevoel is oral so. Daar word nuwe mense gebore, vars nuwe gesiggies, nuwe asempies, oulike laggies, pragtige gesiggies verskyn hier voor by die doopvond, en ons lag saam met hulle, en ons kondig af, iemand het gesterf, en ons ween, en tussen lag en huil, beleef ons die seisoene, van 'n gemeente se samestelling wat verander. Jy ken dit. Ek ken dit. Maak nie saak hoe lank 'n mens by 'n bepaalde gemeente is nie, wanneer jy die dieptepunte beleef, is jy saam hartseer. En die blydskap kan jy nie oor uitgepraat raak nie. En die Here het bedoel met beide kante van hierdie saak van gesind wees tot eer van die Here, huis wees tot eer van die Here. Hy is immers ons Vader, ons landbouer. En sy seun Jesus is die wynstok, ook hier. En ons is in hom ingeplant, en ons het niks anders om te sê, as dat Jesus die Here is nie. Ons het geen ander boodskap om met mekaar te deel nie. Ons kan mekaar glad nie bemoedig in tye van dood, as dit nie oor Jesus gaan nie. Ons hoop is dat ons geliefdes weer sal sien in Christus Jesus, heel, gesond, volmaak voor die Here. Ons in ons eie leed, weet ons is op pad na ons eie einde. Of ons jonk is en of ons oud is, ons weet nie hoeveel dae het ons oor nie. Daarom leef ons in 'n blymoedige gesindheid tot op daardie dag. Maar wat is die rol van die landbouer in sy wingerd? Wat is die rol van die wynstok in die wingerd? Sonder my, sê Jesus, kan julle nie vrug dra nie. Vers 5 sê, ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly, en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. En wanneer 'n gemeente dink aan haar jaarprogram, dink aan haar projekte wat voorlê, aan bouwerk, gemeentebou, opbou, uitbou, groei. En ons sê, maar ons moet net dit in plek kry, ons moet net dit in plek kry, net dat in plek kry. Dan vra ons die vraag af, is dit Jesus se plek die? Is dit sy plek daai? Is dit sy plek daai? Het ons Jesus op elke plek gesit? Want ons besef dat ons sonder Jesus niks kan doen nie. Groei is nie in ons hande nie. Finansiële stabiliteit is in die hand van God. Gesondheid is in die hand van God. Verandering en gesindheid is in die hand van God. 'n Liefdebetoning kom vanuit God in Christus. Ek sal nie aan 'n ander meer eer betoon as ek nie eers aan Christus verbind is nie. Daarom herhaal ek vers 21 van hoofstuk 14.
wie my gebooie het en die bewaar. Dit is hy wat my lief het. Hoor mooi, wie my gebooie het, met ander woorde, wie se hart vol is van God se wil, het geen ander saak as om op die plek te wees waar Christus wil hê ons moet wees nie. Dis wat die wynstok beteken. Ons moet in sy wil ingeplant wees. Dan is sy wil 'n natuurlike uitvloeisel. Ons moet in Christus se wil ingeplant wees. Dan is sy wil 'n natuurlike uitvloeisel. Dan is my beursie oop en die dankoffers is genoeg. Dan is my gesindheid reg en ek daag op waar ek moet wees. Dan is my gesindheid waar ek moet wees en ek prys die Here in die gemeente en daar buite. Hoe werk die snoeiskerf van Christus? Want die Vader is die landbouer, Christus die wynstok, en die drie-enige God hanteer hierdie snoeiskerf in versorging en in behoud. Soms neem hy weg waarop ek meer steun as op Christus. En in die gevalle waar ek agterkom ek het niks nie, gee vir my iets om op wel te steun. En dis hierdie gesonde balans van wat het ek nodig, nog voordat ek vra. Ek herhaal, wat het ek nodig, nog voordat ek vra? Matteus 6 vers 8. Dit is wat Jesus weet, en dis waar die wynstok vir my sorg, want ek is die loot. Ek is afhanklik van die wynstok. Ek is afhanklik van 'n snoeisker wat sal wegneem wat nie pas nie. En die Gees van God wat kragtig hierdie proses van heiligmaking, verandering, vernuwing, verbetering, sodat die vrug wat uiteindelik gedra word, pas by my bekering. Hoe lyk die gemeente dan? Hoe lyk die geloofsgemeenskap dan? Hoe lyk die algemene gemeenskap dan? Wanneer die Gees van God kragtig werk van plek tot plek, van wingerd tot wingerd, en die harte aanraak. Gebroke harte. In gevalle toestand voor die almagtige God. Kan jy sien, as die Here die hart verander, is hy verander. As hy vanuit sy wil ons 'n nuwe gemoed gee, is dit 'n totale verandering wat niemand kan keer nie. En daarvoor kan ons bid. Want wat kan ek doen? Die Here noodsaak van elke loot om vrug te dra. Daar is geen loot wat vrugloos kan bly bestaan nie. As jy nie vrug dra nie, die waarskuwing is duidelik. As julle my glo, my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, julle sal dit kry. Vers 6. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp. Soos die lood en verdroog in die vuur, wag vir die verdroogde lote. Daar is plek vir vuur, maar daar is nie lewe nie. Wanneer die verdroogde lote die gemeente vol sit, is daar net plek vir vuur. Harde woorde. Wanneer die Here sê, as jy in my nie bly nie, waar bly jy dan? As jy in my nie bly nie, waar bly die wat nie in Christus bly nie? Geliefdes, ons het geen ander plek nie. Mag die Here deur sy Gees kragtig spreek
tot die hart. Dat iemand nie kan sê, weet ek het nie 'n plek nie. Daar's nie so 'n woord in die gemeenskap van die gelowiges nie. Ek het 'n plek, soek die plek. Gaan soek die plek waar ek kan staan, gaan soek die plek waar ek kan gaan bid, gaan soek die plek waar ek aktief my geloof in Christus Jesus kan uitleef, as vrugdraer op die wingerd, wynstok in Christus vandag. Dis 'n roeping. Dis 'n bedoeling van bediening. Party dink 'n dominee is die enigste een wat 'n bediening het. Elke lidmaat het 'n bediening. Die feit dat my vrug dra, is my bediening. Wat is dit wat ek dra vir die Here? Vir sy gemeente, vir die koninkryk. Ek gaan dra dit. Maar dra dit so, dat God verheerlik word. Want ons meld nie aan vir komplimente nie. Ons meld aan vir Gods verheerlikende gedrag. As ons aanmeld vir komplimente, dan word u en ek, wat die kompliment kom vra, verheerlik. Daar's nie plek daarvoor nie. Die Here sê, gaan dit oor jou of gaan dit oor my? Mag die Here ons lei om by die regte punte te gaan staan. En mag ons verinnig in die Here en tuis voel in sy wingerd. 'n plek waar net lewe is. Moeilike seisoene en maklike seisoene. Maar alles is in die Here. Prys sy naam daarvoor en laat ons hom verheerlik. Amen. Almagtige en barmhartige God, baie dankie Here dat ons U kan eer. As die God wat vir ons 'n asem gegee het, 'n plek in die wingerd kom maak het, lewenssap kom gee het vanuit die wynstok, sodat ons kan vrug dra. Dankie vir hierdie herskepping, wat nie moontlik kon wees as U dit nie kon moontlik maak het nie. Dankie dat ons kan weet, ons het sonder U geen hoop of geen plan vir 'n toekoms nie. Maar U gee dit vir ons. U maak vir ons dinge moontlik wat ons self nie kan sien nie. En U skenk ons lewe. Ons bid Here dat U ons diep sal aanraak, om hoe langer hoe meer in U wingerd te kan bly. Dat ons opnuut weer sal besef wat 'n voorreg ons het om U te mag ken. En dat U Uself aan ons openbaar, dat U wet vir ons gegee het, op ons hart kom skryf het, en dat ons hart 'n bewussyn het van God en sy wil in Christus Jesus, deur die kragtige werk van die Gees. Ja, Vader, ons waardeer die snoeisker. Ons bid vir ons gemeente. Ons bid vir elke lood. Ons bid vir bekering. U ken ons diepste oortreding. U weet waar ons gedwaal het. U weet waar ons gestruikel het. U ken elkeen se diepste, swaarste plek. En dis hierdie plekke wat ons voor U bely. En vra Here, maak ons gehoorsaam, gewillig en vrugbaar. Vrugbaar in die koninkryk as U kind. Laat dit gaan met ons volgens U genadige wil. In Jesus naam bid ons dit. Amen.